Goeiedag Radio Fynbos luisteraars. Welkom by 'n splinternuwe episode van Vreemde Feite saam met Franna. Vandag kyk ons na vreemde en snaakse feite oor die groot trek. Die trekkers het hulle waans nie passiewaans genoem nie. Die regte naam was trekwaans en elke wa het gemiddeld 14 osse nodig gehad. Soms tot en met 20. Ek kan nie eens een kat beheer nie. Baie mense dink die groot trek was 'n enkele georganiseerde ekspedisie. Dit was nie. Dit was meer soos chaos op wiele en losgroepe wat op verskillende tye en in verskillende rigtings vertrek het. Hulle het gemiddeld net so 10 tot 15 km per dag gevorder. Ja, mense het letterlik Afrika gekruis teen die spoed van 'n stadig dralende skilpad. Een van die hoofredes vir vertrek was nie net die politiek nie, maar dat baie mense moeg was vir hoë belasting en slawerny. Dis basies net die gewone menslike drama. Louis Trichardt se trek het so ongelooflik swaar gegaan dat baie mense aan malaria en hongersnood gesterf het, nog voordat hulle die kus bereik het. Die trekkers het resepte vir potbrood ontwikkel om kos langer te laat hou op die pad. Ja, potbrood is letterlik 'n oorlewingsuitvinding. Kinders vanaf 6 jaar oud het met vuurwapens geoefen en self gejag. Vandag se kinders kan nie eens hulle skoenveters vasmaak nie. Die waans was so ontwerp dat hulle as sirkel kon sluit om 'n laar te vorm. Dit was nie vir estetika nie, maar omdat leeu's en vyande so slegte bure kon opdaag. Die trekkers het 'n fees gevier die dag na Bloedrivier. Vredesgebare soos braai en danksegging. Ek weet, niks het tot vandag toe verander nie. Daar was meer as 20.000 trekkers aan die einde van die groot trek. Dis basies die eerste massamigrasie influencer trend. Baie groot woord, ek het homself uitgedink. Maar dit is die vreemde feite vir hierdie episode. Tot volgende keer, net hier op Radio Fynbos. Beleef 'n vreemde feit saam met Franna Vrydag om 1500.